Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik, besoek net die webwerf, hierso onder aan jou skerm, en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom by vandag se aanlyn erediens. My wens is dat die Here jou vul met nuwe ywer vir sy koninkryk. Dit is so lekker om saam met julle te kan kuier. In Rigters 6 vers 12 lees ons, die Here is met jou, dapper held. Nou ek wonder hoeveel van ons leef vandag met kettinge wat nie meer krag het, of selfs nie meer bestaan nie. As jy al ooit by 'n sirkus met diere verbygery het jy waarskynlik die olifante gesien. Hierdie enorme, magtige diere staan rustig langs die tente. Nie agter 'n massiewe muur nie, nie binne in 'n staalhok nie. Al wat hulle vashou is een klein ketting om een been wat vas is aan 'n kleinerige pen in die grond. En tog beweeg hulle nie. Die vreemde deel is dat 'n volgroeide olifant daardie pen binne sekondes kan uitdruk. Hy het die krag, hy het die grootte, hy het die vermoë. Maar hy glo nie hy het nie. Want jy sien, toe hy klein was die ketting sterk genoeg. Hy het getrek, hy het gesukkel, hy het probeer wegkom en elke keer het die ketting hom teruggehou. Uiteindelik het hy iets geleer. Ek kan nie. En jare later, wanneer hy eintlik kan, leef hy steeds asof hy nie kan nie. Dis tragies vir 'n olifant, maar dis nog meer tragies vir 'n Christen. Want baie van ons leef met kettinge wat Jesus reeds verbreek het. Ons leef steeds vasgevang in dinge wat lankal nie meer die reg het om ons te beheer nie. Miskien was dit 'n mislukking, miskien was dit moeilike kinderjare, miskien 'n afwesige pa, miskien skuldgevoelens oor iets wat jy jare gelede gedoen het, miskien iemand wat vir jou gesê het, jy sal nooit goed genoeg wees nie, daai wiskundeonderwyser of wie ook al. Die gebeurtenis het verbygegaan, maar die ketting het gebly, of ten minste dink ons so. Interessant genoeg ontmoet ons presies so iemand in Rigters 6. Gideon sit nie op 'n troon nie, hy lei nie 'n leer nie, hy verander nie die wêreld nie, inteendeel, hy kruip weg. Die Midianiete het Israel verarm, hulle het oeste gesteel, hulle het mense bang gemaak. Die hele volk leef vanuit trauma, en dan verskyn die engel van die Here. Wat sê hy vir Gideon? Nie, jy arme man, nie, jy is 'n slagoffer nie. Ek verstaan hoekom jy wegkruip nie. Hy sê, die Here is met jou, dapper held. Dis amper komies, want Gideon lyk glad nie soos 'n held nie. Wat nog te sê van dapper? Maar God praat nie met Gideon volgens sy verlede nie. God praat met Gideon volgens sy roeping. Dis een van die mooiste waarhede van die evangelie. Die wêreld definieer jou deur jou verlede. God definieer jou deur jou bestemming. Die wêreld sê, jy is wat met jou gebeur het. Jesus sê, jy is wie ek jou geskep het om te wees. Gideon se antwoord is eintlik baie herkenbaar. Maar Here, my familie is die swakste en ek is die geringste. Met ander woorde, Here, ek het redes. Here, ek het 'n geskiedenis. Here, ek het beperkings. Here, ek het kettinge. En God antwoord nie een van sy verskonings nie. Hy argumenteer nie met Gideon nie. Hy gee net een antwoord. Ek sal met jou wees.
En dit verander alles, want die krag van die evangelie is nie dat jou verlede uitgewis word nie. Die krag van die evangelie is dat jou verlede nie meer die finale woord het nie. Die opstanding beteken dat God se nuwe skepping reeds begin het. Die verlede se mag is gebreek, die toekoms van God het die hede binne gekom. En dis waarom Paulus in 2 Korintiërs 5 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Nie eendag nie, nou. Die nuwe wêreld het reeds begin. Die ketting mag nog om jou been voelbaar wees, maar die pen is lankal uit die grond. Die probleem is dat baie Christene steeds probeer presteer in plaas daarvan om vry te leef. Ons kom kerk toe, ons sing die liedere, ons glimlag vir mense, ons doen die regte dinge, maar diep binne leef ons steeds soos gevangenes. Ons leef asof God ons liefhet wanneer ons goed genoeg presteer. Ons leef asof ons identiteit verdien moet word. Ons leef asof Jesus se kruis nie genoeg was nie. En dan word die Christelike lewe 'n sirkus. Ons tree op, mense klap hande, maar ons leef nie in die vryheid waarvoor Christus gekom het nie. Galasiërs 5 vers 1 sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Let op, nie net vrygemaak nie, vrygemaak om vry te wees. Met ander woorde, leer om te leef soos iemand wat reeds bevry is. Dit is disippelskap. Disippelskap is nie om harder te probeer nie, dit is om al hoe meer te glo wat reeds waar is. Dit is om elke dag weer die stem van Jesus bo die stem van die verlede te kies. En hier raak dit persoonlik vir ons gemeente. Ons visie is om die nommer 1 netwerk vir jou lewe te wees, nie bloot 'n organisasie nie bloot 'n Sondagoggend byeenkoms nie, 'n netwerk. Want God bevry mense dikwels deur mense. Gideon het nie alleen geveg nie, die disippels het nie alleen gevolg nie, die vroeë kerk het nie alleen gegroei nie, die koninkryk van God versprei deur verhoudings. Dis waarom ons heeltyd sorg dat ons tussen mense is wat so kritiek belangrik is. Want baie mense rondom ons leef met onsigbare kettinge. Hulle het nie nog 'n argument nodig nie. Hulle het nie nog 'n lesing nodig nie. Hulle het iemand nodig wat langs hulle staan en sê, die Here is met jou. Jy is meer as jou verlede. God is nog nie klaar met jou nie. Kom, stap saam met my. Miskien is die grootste wonderwerk van vandag nie dat God jou verlede uitvee nie. Miskien is die grootste wonderwerk dat God jou in die middel van jou verlede ontmoet en sê, ek sal met jou wees. En wanneer God met jou is, verander alles. Die verlede verdwyn nie, maar sy mag verdwyn. Die wonde verdwyn nie altyd nie, maar dit word nie meer jou identiteit nie. Die herinneringe bly, maar hulle beheer jou nie meer nie, want die Here is met jou. So vandag wil ek jou vra, watter ketting sleep jy nog saam? Watter leuen glo jy nog oor jouself? Watter stem uit gister praat nog harder as die stem van Jesus? Want die Here se woord aan Gideon is ook sy woord aan jou. Die Here is met jou, dapper held. Nie eendag wanneer jy beter is nie eendag wanneer jy alles uitgesorteer het nie, nou. Die pen is uit die grond, die ketting het sy mag verloor. Christus het jou vrygemaak. Loop dan soos iemand wat vry is. Praat soos iemand wat vry is. Leef soos iemand wat vry is en help ander om dieselfde te ontdek, want dit is wat die koninkryk doen. Een hart, een lewe, een verhouding op 'n slag. Dis dit. Amen. Here, dankie dat ons in dit kan sit. Dankie dat U in ons glo wat ons kan wees en wat ons reeds is. Dankie dat U nie vashak in die verlede nie, maar dat U gefokus is op ons nou en ons toekoms en waarheen U ons roep. Nie op dit wat ons kan doen of presteer het of wat ons reeds in die medalje of die trofeekas het nie. Here, maar dit wie U ons gemaak het om te wees, ons roeping uit te leef. Help ons om dit te glo, help ons om nou vir eens en vir altyd daai ketting te breek, met die mag en die krag wat ons het deur Jesus Christus, en mag ons 'n lewe leef, wat ons vry maak, so vry soos voëls, wat kan vlieg en wat kan dien en wat kan goed wees en wat kan genade en liefde en deernis en barmhartigheid kan deel met hierdie wêreld, wat dit so nodig het. Ek eer U naam, vir die koning van alle konings, wat ons reeds bevry het. In U naam loof ons U en in U naam erken ons dat U ons Here is. En met U aan ons kant, kan niemand teen ons wees nie. In Jesus se naam alleen, amen. Vriende,
Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het, wat jou daarin gemaak het, wat jou reeds vrygemaak het, wat dit geskep het sodat jy in jou volle potensiaal kan leef. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat in jou glo, wat jou roep, wat nie net wag vir jou volgende prestasie en heiligheid nie, maar wat jy wil vat waar jy is vandag, en vir jou wil sê, ek het 'n roeping vir jou, ek het 'n pad vir jou, wat het vir jou kom wys het hier op aarde, en ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal toerus, wat jou sal inspireer, wat jou sal motiveer, wat vir jou die kennis sal gee, die insig sal gee, die wysheid sal gee, die roeping sal gee, om dit te gaan leef, wat die Here vir jou lewe wil beplan, daar buite. Jy is geseënd, in Jesus se naam. Amen.